Here Jesus, ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Laat jy net so sal sit en luister ons na 'n lied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Van die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Welkom hier by vanmôre se diens. Alhoewel dit hartseer is, waardeer hulle elkeen wat kon gekom het vanmôre en ook die dankbaarheid in die hart daarvoor om die laaste eerbetoon, die groet van Tannie Annette ook dan saam hier met die familie dan ook te deel. Ek wil van my kant af en van my vrou se kant af die kinders, kleinkinders, die familie, al die vriende ook ons innige meegevoel deel met die verlies aan 'n geliefde. Ek glo haar plekkie gaan leeg wees. Ek dink haar plekkie is al reeds leeg wanneer een na dink en sy is nie meer met ons nie. Want Tannie Annette se tyd het gekom om te gaan. Haar tyd hier op aarde is nou verby. En al wat agterbly is maar die herinneringe wat ons kan koester.
En hoe mooi is dit altyd om die herinneringe diep in die hart te bære en te bewaar en so aan. Ek wil u vanmôre kom bemoedig om u vertroosting ook in die Here Jesus Christus te gaan soek. Hy sê vir sy disippels in Johannes 14 vers 16, ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Jesus Christus is self die trooster, die Parakletos, die een wat gekom het om ons te ondersteun en te dra. En toe hy weggaan, toe stuur hy die Parakletos, die trooster, die Heilige Gees. Dis nie iemand anderste as wat hy was nie. Dis 'n ander persoon, maar dis hy homself. En dis hy wat u wil kom troos ook in hierdie oggend. Terwyl ons dan ook afskeid kom neem van Tannie Anet en met die mooi herinneringe, en ons gaan nou geleentheid gee vir huldeblyke en boodskappe, moet ons altyd onthou wat sy beteken het in elkeen se lewe. En daardie nalatenskap, daardie diep spore wat sy gestap het in die lewe. En dan dink ons in dieselfde tyd ook, wat gaan ons agterlaat wanneer ons hierdie lewe verlaat? Wat gaan die mense onthou van ons? En ek dink dis die belangrikste. Dinge wat verby is verby. Dis kan dit nie verander nie. Maar van hier af kan 'n mens dinge verander. Ek wil vir julle gebed doen en dan wil ek 'n paar verse uit die woord van die Here uit lees en net so 'n paar gedagtes met u deel, kort gedagtes rondom die skrifgedeeltes soos wat die Here dit ook so op my hart kom lê. En ek wil vra dat u sal aandagtig luister wat die Here Jesus Christus vanmôre vir u wil kom sê in hierdie dag waar u dan nou kom en na afskeid neem van 'n geliefde. Kom ons sit net so, kom ons buig die hoofde. Here Jesus, ons gaan nou die woord oopmaak, ons gaan nou lees en nou gaan u self aan die woord kom. Hierdie is woorde wat u self geuiter het toe u op die aarde was. Maar Here, u het dit nie net vir daardie mense gesê nie. U sê dit ook vandag nog steeds vir ons. En daarom bid ons dat u ook nou dit vir ons rustig sal kom maak. Daardie hartseer en verlange, daardie baie vrae wat dalk in ons gemoed is, net so 'n bietjie kom rustig maak en stil maak. En dat ons net so 'n paar oomblikke kan fokus op die woord, want u wil ons deur die woord ook vanmôre kom bemoedig en kom aanmoedig om dan ook in hierdie lewe waarin ons nou is, die regte keuses te maak, sodat wanneer ons hierdie lewe verlaat, ons nie daar in 'n verbasing gaan kom en agter gaan kom, maar ons het verkeerd gekies nie. En daarom bid ons nou, Here, vir die werking van die Heilige Gees hier in ons midde. Want ons weet, Here, die trooster, die Heilige Gees is vandag in ons midde. Die woord sê dit vir ons, en ons vat u op die woord, en ons vertrou u op die woord van God. Nou, Here, kom bemoedig ons ook dan vanmôre. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou vriende, die gedeelte wat ek wil lees, is wat die Here Jesus Christus self gesê het, en dit is vir ons in die evangelie volgens Matteus opgeteken, in die 11de hoofstuk, en ons gaan net vers 27 tot by vers 30, wil ek vir u lees. Luister aandagtig wat die Here Jesus Christus hier gesê het. Daar is 'n persoonlike uitnodiging vanmôre in ons omstandighede waarin elkeen vandag is. Die Here Jesus Christus begin in Matteus 11 vers 27. Hy sê alles is aan my oorgegee deur my Vader. Hy het alle mag in die hemel en op aarde. Daar is geen mag bo Jesus Christus nie. Hy is die Here van die Here. Hy is die enige Here. Nou sê hy in vers 28 vir die mense:
kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy sê, neem my juk op julle. Dit wat ek julle wil leer. Juk beteken lering, dogma. Neem my lering op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Wat 'n wonderlike uitnodiging wat die Here Jesus Christus vanmôre in hierdie oggend vir ons wil gee. Die Here het geweet wie hy gaan wees. Die Here het geweet wat sy woord hy wil hê ons moet vanmôre hoor. En hy kom met hierdie besonderse, unieke, persoonlike uitnodiging na elkeen van ons toe vanmôre. Dit is ook dan die tema van die boodskap vanmôre, Jesus se persoonlike uitnodiging vir ons vandag. Hierdie uitnodiging is aan elkeen wat vanmôre hier is. Maar ook wanneer ons dit lees, is daardie uitnodiging nog steeds daar ook vir ons. Die Here Jesus Christus het uit die dieptes van sy liefdevolle hart hierdie uitnodiging na die mense uitgestuur. Kom ons kyk bietjie na hierdie uitnodiging van die Here Jesus Christus. Ek wil dit probeer baie vereenvoudig. Nie omdat die woord eenvoudig is nie, maar die diepte van die woord moet nou na ons toe kom. Die diepte van hierdie uitnodiging, wat ons nie altyd besef nie, wil die Here vanmôre na ons toe ook rig. Hierdie uitnodiging sê, kom. Eenvoudige woordjie, maar kom. Hierdie is nou 'n aksie wat die mens moet doen. Jesus sê, hier is ek. Jy moet nou kom. Dis nie 'n fisiese aksie nie, want Jesus staan aan die een kant en nou moet ons fisies. Ja, toe hy op aarde was hy fisies daar. En hy het hulle uitgenooi om na hom toe te kom. Maar hierdie is eerder 'n verandering hier in ons gedagtes. Hoe ons dinge sien en hoe ons dit beleef en hoe ons daaroor dink. Hy sê, kom, verander hier in jou gedagtes oor my. Dis nie net 'n kom nie, maar hy sê, kom na my toe. Dis 'n spesifieke rigting wat die Here wil hê ons moet heen gaan. Hy wil eintlik hê ons moet nou ons rug draai op die wêreld en die wêreld se plesier en die tydelike oplossings vir die probleme. En hy wil hê ons moet nou keer na hom toe en na hom toe kom. Eerstens hier in die gedagtes. Die Here Jesus Christus wat vir ons die volmaakte oplossing het vir al ons krisisse. En ek wens net die wêreldse leiers wil hierdie uitnodiging kan verstaan. Want die Here Jesus Christus is die hoogste gesag wat daar is. En so verwerp die wêreld hom. En so verwerp baie mense ook hierdie uitnodiging van hom in die dag van vandag. Hy wil vir ons 'n volmaakte en 'n perfekte en 'n volhoubare oplossing gee. En hy kom uit die liefde uit en hy sê, kom na my toe. Ek dink so aan Josua, toe hy die volk gelei het nadat Moses gesterwe het, en hulle is daar in die beloofde land en hulle die land in besit geneem, en aan die einde toe sê Josua vir die leiers van die land, van elke stamleier, sê hy vir hulle daar in Josua 24 vers 15, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En die manne wat die hoofde was van hulle huise en van daardie stamme, hulle het keuses gemaak. En hulle het hulle gesinne en die stamme saam met hulle geneem ook om die Here te dien. Die Here Jesus Christus se uitnodiging het dan 'n keuse wat ons moet maak. En elkeen van ons moet 'n keuse maak op sy uitnodiging. Kom na my toe. So dit is die rigting.
Wie moet kom? Wie het die Here Jesus Christus hierso uitgenooi? Hy sê daar in vers 8, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Alle mense wat uitgeput is, wat hard werk, maar nooit vrede en rus vind nie. Dis die mense wat Jesus wil uitnooi. Almal het stryd in die lewe. Daar is nie een mens wat sê hy het nie stryd in die lewe nie. Daar is nie een van ons wat sê, maar ek het moeilike omstandighede en ek weet nie hoe om uit dit te kom nie. Ek sit in die diep gat en ek weet nie wat is die oplossings nie. Vanmôre sit ons met 'n verlang en 'n hartseer na geliefde. Kan jy net? En ons sien nie kans om vorentoe te gaan nie. Die Here sê, as jy uitgeput is, as jy moeg is, jy weet nie meer wat te kant toe nie. Kom. Almal wat swaar dra aan die laste en oorlaai is. Die swaar draande las van die hartseer en die verlange, soos ons vanmôre het. Om Jesus te aanbid is dan juis wat dit beteken. Die woordjie, die Hebreëse woord vir aanbid, waarmee aanbid vertaal is, het 'n besonderse betekenis. En die betekenis in die Engels sê, to take off the load. En dit is wat aanbidding beteken. Dis waarom ons kerk toe gaan en die Here Jesus Christus gaan aanbid, sodat hy daardie las wat deur die week van die wêreld op my gelaai is, te kan afval. Dis die wonderlike daarvan. Voor die Here Jesus Christus dan hierdie uitnodiging gemaak het, terwyl hy daar gestaan het in Jerusalem, daar was 'n fees gewees, baie mense gewees, en die mense het kom luister toe hy begin praat het, en daar was verskillende mense gewees. En die Here Jesus Christus sien 3 groepe mense hier voor hom staan. En dit het nie 'n groepe so gestaan nie, maar hy sien tussen hierdie mense is daar 3 groepe mense. En hy praat juis met hierdie 3 groepe mense. Wat daar is, hulle die fees kom hou, hulle kom aanbid, maar hulle is moeg en hulle is belas met baie dinge. Die 3 groepe wat Jesus hiermee gepraat het daarso, mense wat vasgevang was in sondige leefwyses. Hy sien hierdie mense wat daar sit in sondige leefwyses. Nou liewe vriende, die probleem hoekom mense vasgevang is in sondige leefwyses is nie omdat hulle slegte mense is nie. Dis omdat ons in die sonde, die enkelvoud is. Dis die toestand waarin die mens is in 'n sondige toestand. Hierdie toestand waarin die mens is, die enkelvoudige sonde, is hoe ons gebore word. Nou sal jy sê, nee, maar dit kan nie wees nie. Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. Psalm 51 vers 7 staan, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Toe Dawid daar gebore is, toe was hy reeds binne in hierdie sonde. En so elke mens. Hierdie toestand van verlorenheid en van sonde, kry ons al reeds daarvan ons geboorte af. Dis die natuur van die mens. En daardie natuur maak dat ons verkeerde dinge doen, verkeerde besluite doen, verkeerde keuses. Die Here Jesus Christus sê vir mense wat vasgevang is in sondige leefwyses, kom na my toe. Ek wil vir jou kom herstel. Nou waar kom hierdie sonde dan vandaan, wat ons in gebore word? Is dit nie onregverdig van die Here nie? Nee, die Here het geweet wat hy doen toe hy die skepping gemaak het, en hy het 'n opdrag gegee vir Adam, en hy het vir Adam gesê, Adam, jy kan geniet van hierdie tuin net wat daar is, maar daai een boom mag jy nie eet nie. Nou lees ons in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, Adam is die een mens. Hy het gesondig, en die sonde het in die wêreld ingekom. En deur die sonde die dood, daar het 'n dooie toestand in die mens geestelik ontstaan. God het onttrek van die mens. Hy het nie meer saam met Adam en Eva gewandel nie. Daar is nou hierdie leemte in die mens, wat nie gevul kan word nie. En so het die dood tot alle mense deurgedring het. Alle mense. Niemand van ons is vry van dit nie, omdat almal gesondig het. Adam
was ongehoorsaam en dit het 'n geestelike dood dan gebring. En daarom dat die Bybel ons leer dat daar nog 'n geboorte moet plaasvind binne in jou. Die fisiese geboorte het plaasgevind, maar daar is 'n tweede geboorte wat nodig is. Dis die geestelike geboorte wat nodig is, sodat 'n mens dan hierdie uitnodiging van Jesus Christus deur kan gaan en doen. En dit is waaroor die uitnodiging dan ook gaan. Hierdie geboorte gaan gepaard met 'n keuse wat ons maak. 'n Keuse op die roepstem van Jesus Christus. Die liggaam wat gebore word, gaan sterwe. Adam en Eva was perfek gemaak. Hulle was na die beeld van God gemaak. Hulle was geskape gewees om nooit te sterwe nie, want daar was nie sonde nie. En toe hulle in die sonde inval, toe die liggaam deel geword van die veroudering en van die verswakking, en die liggaam het gesterwe. Maar ek en jy is nie die liggaam nie. Ons is die persoon wat binne in die liggaam woon. Daardie gees, die siel van die mens. En dit is waar die Here wil kom herstel. En hy noem dit wedergeboorte. Dit gee die mens dan die toegang om in 'n verhouding met Jesus te wees. Dit gee vir ons dan die toegang om eendag ewig by Jesus te kan wees, ook in die hemel. Mense sukkel met dinge in hulle lewens en hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie waar om die uitkomste kan kry nie. Want daar is 'n leemte binne in die mens, waarna ons soek. Die mens soek, en dan gaan soek hulle op verkeerde plekke. En dan raak dit net erger en erger. Jesus sê vir die mense, kom na my toe. Jy wat swaar dra, en dinge wat jy mee sukkel, sondige lewensgebruike, dinge wat jy aan vashou. Jesus is die enigste een wat die mens volkome kan vrymaak en kan losmaak van hierdie dinge. Die Here sê, kom na my toe, jy wat swaar dra aan 'n sonde las. Dit was die een groep wat daar gestaan het, wat Jesus aangespreek het. Die tweede groep mense wat Jesus daar gesien het, is mense wat deur godsdiens regverdigheid gesoek het. Hulle het hierdie godsdienstige gebruike om die Here dalk te wil beïndruk om regverdig te kan wees. Die Here praat hier met die Jode, dit is in Jerusalem, en hulle het vasgehou aan Judaïsme. En Judaïsme is 'n werke godsdiens. Jy moet soveel offers bring, jy moet soveel keer bid in 'n dag. Daar is verskriklik baie reëls en wette wat jy moet nakom, anders kan jy nie regverdig voor God wees nie. Dis met hierdie mense wat die Here Jesus Christus ook praat. Hulle het verskriklike wette gehad, wat die Fariseërs nie eers dan kon nagekom het nie. Die Here Jesus Christus het daar op die berg Horeb en Sinai het hy aan Moses 10 gebooie gegee. En die Joodse leiers het besluit, nee, hierdie is nie genoeg om God tevrede te stel nie. Hulle het nog 630 wette gemaak, wat jy in Judaïsme moet navolg. Anders kan jy nie regverdig wees nie. Jy sien die werke daarvan, en die smag daarvan. En die mense is al moeg van hierdie las, wat op hulle is. So is daar baie godsdienste, wat laste op mense plaas, om regverdig te wees. Jy moet so lyk, jy moet so aantrek, jy moet so praat. Anders dan gaan jy mos nou nie regverdig wees nie. As jy nie die wette nakom nie, dan is jy sommer verdoem. Dis mense, of menslik onmoontlik, om al daardie wette na te kom. Baie mense sukkel met die 10 gebooie. Wie van u kan sê elke dag, dat u die 10 gebooie nakom? Wat van 630 wette nog? Die Here Jesus Christus sien hierdie mense raak wat emosioneel geknak is, as gevolg van hierdie swaar laste wat hulle moet dra. Die godsdiens wat sekere dinge van hulle vereis. Al wat Jesus soek, om in 'n verhouding na my toe. Al wat hy wil doen. Hy sê my leer, my las is lig. Ek
Ek is sagmoedig. Kom in 'n verhouding met my. Daar was 'n Fariseer skrifgeleerde wat by die Here Jesus Christus gekom het. En hy het vir hom gevra, Here, wat is die belangrikste wet? Ek gedink, nee, nou het hy Jesus vas. Wat sê die Here Jesus Christus vir hom? Sien dit daar Matteus 22 vanaf vers 37. Die Jesus vir hom sê, jy moet die Here jou God lief hê, jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste, die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis wat Jesus vir hulle kom leer het. Die gebod van die goddelike liefde. Liefde vir God, jou eerste. Jou hele lewe draai om die Here Jesus Christus. Jy is nie net lief vir hom in woord nie, maar in daad. Deurdat jy die woord van God bestudeer, die woord van God leer en gehoorsaam, en ook jou liefde na mekaar. Dis 'n kruisliefde wat die Here Jesus Christus vir ons kom leer het. Daar is geen godsdiens wat 'n mens in die hemel kan bring nie. Net die Here Jesus Christus self. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Maar ons kan nie net 'n godsdiens weggooi nie. Wanneer ons in 'n verhouding is met Jesus Christus, wil hy hê ons moet saam met ander ware kinders van die Here aanbid. Daar moet 'n plek wees waar ons by mekaar kan kom, sodat hy die las van die lewe kan afhaal van ons as die kinders van die Here, waar die Here Jesus Christus opreg aanbid word en die woord as die waarheid beskou word. Dit moet nie 'n plek wees wat net op die uiterlike godsdiens fokus nie. Op die voel lekker as jy daar was nie. Dit moet 'n godsdiens wees, 'n kerk wees waar jy gaan aanbid en jy geestelik gevoed word deur die woord van God. Deur wonderlike lofliedere te sing. Nie in die vlees nie, maar om God te verheerlik. Moet 'n kerk wees of 'n plek van aanbidding wees waar die waarheid van die woord belangrik is. Sonder so 'n plek, liewe vriende, gaan ons ook nie geestelik kan groei nie. Want ons kan nie daar op ons eie houtjie sit nie. Ons het nodig om saam te kom en saam te bid. So die Here Jesus Christus het die een groep mense gesien wat in sondige lewewyse vasgevang is. En hy spreek hulle aan. Hy praat met die mense wat in 'n godsdiens vasgevang is en nie daar kan uitkom en Jesus ontmoet nie. En dan is daar 'n derde groep wat die Here Jesus Christus daar raak gesien het. Mense wat dra aan emosionele stryd. Daardie innerlike emosionele stryd waarmee ons baie keer sukkel. Dis soos wanneer mense swaar dra aan die verlies van 'n geliefde en nie daaroor kan kom nie. Dis mense wat swaar dra aan 'n siekte in die liggaam en ons kry nie genesing nie. Dis mense wat swaar dra aan wrokke, aan haat en onvergifnis. Liewe vriende, waar sou u jouself omplaas vanmôre? Deel van die groep wat in sonde lewe? Dalk die groep wat strewe na 'n godsdiens en om sekere rituele en wette na te kom? Of iemand wat swaar dra aan emosionele las? Die Here Jesus Christus sê vir al hierdie mense, kom na my toe, almal wat swaar dra en moeg is. Laaste ene wat ek net wil jou deel, waarheen moet hulle kom? Vers 28 sê die Here Jesus, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Daar is nie 'n ander plek wat vir ons rus kan gee, soos die Here Jesus Christus nie. Hy is die volkome rus. Jesus se uitnodiging is nie net 'n tydelike oplossing nie. Dis nie net iets wat vandag is nie. Dis 'n permanente en 'n ewige oplossing wat hy vir ons wil bied. Die rus wat Jesus dan gee, beteken om weer nuut gemaak te word. Hy wil ons 'n nuwe mens kom maak. Die woord van die Here sê dit vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Die Here wil ons nie net kom verander
en 'n nuwe blaadjie kom gee nie. Hy wil ons nie net buitekant kom verander nie. Hy wil ons binnekant verander, sodat dit na buite toe kan uitstraal. Sien in Matteus 11 vers 29 en 30 gaan Jesus verder, hy sê, neem my juk op julle, dit wat ek jou wil leer. Juk beteken 'n lering. Sê, kom leer by my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag, en my las is lig. Sagmoedigheid, Jesus verstaan waardeur elkeen van ons gaan. Hy verstaan die toestand waarin ons is. Hy moes al hierdie dinge deurgestaan het, terwyl hy op die aarde was. Hy het elke versoeking wat die mens ooit sal tref, het hy deurstaan, terwyl hy vir 40 dae in die woestyn was. En die duiwel hom naam versoek het. Toe die Here Jesus Christus daar in die tuin van Getsemane was, die aand net voordat hy gekruisig is, het hy daar voor die Vader gebuig, en hy het angsbevange geword. Hy was so op die hoogste vlak van angs, dat sy sweet het soos bloed geword. Dus kan jy hoër angs hê as dit nie, oor dit wat met hom gaan gebeur. Nie die kruisiging nie die pad wat hy moet stap nie, die sonde wat op hom gekom het, en die wrede dood wat hy moes gesterf het, sodat God tevrede kan wees met die prys. Sy siel was swaar belas, omdat hy geweet het wat vir hom wag. Dit was so erg dat sy sweet het bloed geword. Verder was hy gemartel gewees. Hy was geslaan en gegeesel gewees. Hy was verneder gewees. Hulle het op hom gespoeg. Die Bybel sê, toe hy daar aan die kruis hang het hy nie eers meer soos 'n mens gelyk nie. Het jy dit al raak gelees in die Bybel? Jesaja 52 vers 14. So misvorm was sy voorkoms. Geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Een bloedwond, wat nie eens meer soos 'n mens gelyk het nie. Dis wat Jesus deurgemaak het, vir een vir my. Hy het in sy liggaam gelei, sodat ons rus en vrede en gesondheid by hom kan kry. Toe hy daar in die kruis gehang het, en die sonde van die mens op hom gekom het, kon die Vader hom nie aanskou nie. Want die Vader kan nie die teenwoordigheid van sonde wees nie. En hy het sy rug op Jesus gedraai. Jesus het uitgeroep, my Vader, waarom het U my verlaat? Hy het God verlaat aan die kruis gehang. Hy het so alleen gesterwe met ons sonde, sodat ek en jy dit nie moet sterwe. En hy kom sê, kom na my toe. Kyk die liefde van Christus. Nadat hy die prys betaal het, kom sê hy vanmôre nog steeds vir ons, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Die Here Jesus Christus nooi vir een vir my vanmôre om te kom. Ons moet na hom toe kom. Almal wat swaar en dra en moeg is van die sonde. Vir hierdie godsdienstige voorskou wat ons gee. Moedeloosheid en emosioneel uitgeput is. Die Here Jesus Christus wil vir u kom rus gee. Volkome vrede en rus wat hierdie wêreld ons nie kan bied nie. Ons gaan soek dit op plekke, maar ons kry nooit daardie vervulling nie. Al wat ons moet doen is om te reageer op sy uitnodiging. Hier in die gedagtes oordink ons wat die Here vir ons kom sê vandag. Hier in die gedagtes, in ons verstand, moet ons 'n keuse maak vanmôre. Hy sê, kom na my toe. As u vanmôre hierdie uitnodiging gehoor het, en u wil ek nie aanvaar nie, moet u ook weet, daar gaan gevolge wees. In hierdie lewe gaan u nooit oorwinning kry nie.
van die trooster, die wat ons wil ondersteun, wat ons wil dra, hy wil dit vir ons doen, vir ons wys dit weg. En dan verder eendag, wanneer ons hierdie lewe verlaat, dan gaan ons voor 'n lewende God staan. En hoe vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Eendag van ons kan volgende sterwe. Ons weet nie wie nie. Het kan vandag wees, het kan môre wees. Volgende week kan ons dalk weer hier by mekaar kom, weer 'n roudiens hou. Wat dan? As jy nie Jesus sy uitnodiging aanvaar het nie, wag daar 'n ewigheid sonder die Here Jesus Christus. As jy dink, dis net 'n bangmaak storie, jou keuse. Ek het eendag oor 'n keuse moes staan. Die Here het my kom oortuig van my sonde. En ek het daai aand voor die Here gebuig en sê, Here, ek wil 'n kind wees. En ek kan nie onthou wat ek gesê het, paar jaar gelede. Ek sê, Here, ek weet ek het gelees in Johannes 3 en ek raak by vers 3 gekom. Sê, Here, hier staan wedergeboorte, ek het dit nie in my lewe nie. Ek weet nie wat dit is nie, maar Here, ek soek dit. En die Here daai aand, die siel het genade gered. En ek het nog nooit spyt gewees. Hy het my 'n nuwe skepsel gemaak. My vrou het altyd vir die mense gesê, die Here het vir haar 'n nuwe man gegee. Jy moet ook daardie keuse maak. As jy die keuse gemaak het, weet vandag, die Here is nog steeds daar vir u. As jy nog nie daardie keuse gemaak het nie, gee die Here daardie kans. Ons gaan nou vir die lied speel. Ek wil vra dat jy sal luister na die woorde van daardie lied. En dan gaan ons gebed doen en dan sal ons verder gaan met die program. Op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwek, maar sy gees jou vergoed sal verlaat. Jy ontvang nie geniet, waar die wêreld jou bied, maar beroepen waar het hierna sal waak. Weet jy waar het sal koos, as wat jou nie verlos, al het jy eer en rykdom behaal. Jy het nou al miskien reeds te ver weggedwaal, wil bereken waar het hierna sal waak. Oor die duur van genade is nog vir jou goed, voor sy liefde jou ewig verlaat. Steek jou hand uit na hom, fluister nou hier en kom, en bereken waar het hierna sal waak. Weet jy waar het sal koos, as God jou nie verlos, al het jy in rykdom behaal. Jy het nou al miskien reeds te ver weggedwaal, wil bereken wat hierna sal waak. Here Jesus, ons hoor vanmôre die uitnodiging, persoonlike uitnodiging na elkeen van ons. Here, ons wil vanmôre ook ons hande kom uitsteek na U toe en sê, Here, ek kom. Ek wil bid, Here, vir elkeen wat vanmôre deur U woord geraak is, diep in die hart gespreek het, en wat nooit daardie sekerheid nog kon gekry het nie. Here, dat die Heilige Gees ook sal werk, en daardie persoon nader sal trek, en sal besef waaroor dit gaan. Here, U lering is sag. Die lering wil ons kom rus en vrede gee, maar dit behels, dat ek sal besef ek is 'n sondaar, en ek het Jesus Christus nodig. Daarom bid ek nou, Here, daar iemand is hier vanmôre, dat daardie begeerte het, dat U hulle sal intrek na U toe.
vir geleentheid gee om gebed te doen. As daar iemand is hier wat voel, wil hulle saak met die Here Jesus Christus regmaak, is na hom toe wat ons moet gaan. Nie na 'n mens toe nie. As jy nou opreg is in jou hart, gaan ek nou vir jou gebed doen. Here, U ken daardie hart. U ken daardie persoon wat nou gereageer het op die roepstem van God. Hierdie uitnodiging van Jesus Christus. En ek wil bid, Here, dat U deur die Heilige Gees daardie oortuigingswerk self sal kom doen. Nie om hulle bang te maak vir wat daar gaan kom, maar daar werklik waar 'n behoefte is om daardie leemte wat as gevolg van die sonde daar is, te kom vul met Jesus Christus se Gees. En ek bid, Here, dat so 'n persoon nie sal terugtree nie, maar sal deurgaan. Ook vir elke ander ene wat hier is, Here, vir die wat al daardie keuse gemaak het in hulle lewens, versterk ons maar net weer, Here, dat ons sal weet, ons moet nooit ophou om U te aanbid, te dien en van U te getuig. Nou, Here, bid ek dat U ook elkeen sal kom rustig maak met hierdie laaste eerbetoon. Here, ons gaan nou fokus op in Janet wat ons gehad het. Ons gaan na getuienisse luister en huldeblyke luister en boodskapies luister. En ons wil vra, Here, dat U ook dan daardie rustigheid sal bring, daardie vertroosting, en wanneer dit moeilik raak, in die dae hierna, dat U daar sal wees. En dat elkeen sal roep na U vir die rus en die vrede wat ons nodig het. En dat ons haar altyd sal onthou vir daardie mooi dinge in lewe. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan geleentheid eers gee vir die bedankings. Voordat ek sê vir die bedankings moet doen net. Ons moet, voordat ek kom, gaan jy die bedankings doen. Daar is 'n paar mense wat ons wil bedank vir alles wat julle gedoen het. Oom Bossie, eerste van alles vir oom. Dankie dat oom 21 jaar, baie mooi. Nou, ons maak 'n kykie. Oom was regtig vir haar 'n goeie man gewees en 'n baie goeie vriend. En ons het regtig waardeer daarvoor. En dankie ook dat oom by haar gestaan het tot die laaste. Sy was bitter siek gewees en ons het groot waardering daarvoor. En dan ook wil ons dankie sê aan Annelie, Munting, Tanya en Michael. Dankie vir al julle hulp. Dankie vir al die reëlings wat ons gehad het met die oppak en die trek van hulle huis af na die ouer huis toe of na die rusoord toe. Baie dankie daarvoor. Dankie vir alles wat julle gedoen het om die kamer reg te kry, om dit vir hulle so gemaklik as moontlik te maak. Regtig groot waardering daarvoor. Baie dankie. Dan wil ek dankie sê vir Belfast Rusoord, die personeel en al die inwoners. Ons ma was net 'n kort tydjie gewees sedert November en julle het vir haar en oom Bossie met oop arms ontvang, en hulle was onmiddellik deel van julle familie gewees. Ons het ongelooflike waardering daarvoor, En dankie ook vir die manier wat julle na die mense omsien en kyk. Dit was vir ons verskriklik opvallend gewees, hoe verskriklik mooi julle na die ou mense kyk. Ons het ongelooflike waardering daarvoor. Dan wil ek ook dankie sê vir Dominee Wim Smith. Dominee, baie dankie vir die kragtige boodskap. Dit is regtig baie besondere boodskap. Baie dankie daarvoor. Dan ook aan al ons familie, vriende en inwoners van Belfast Rusoord. Dankie dat julle die diens bygewoon het. Dankie dat julle die tyd uitgekoop het om hier te kom wees. Ons het regtig waardering daarvoor. Dan wil ek ook dankie sê aan Gideon en Elna in haar afwesigheid. Dankie vir dit wat julle vir my ma ook, vir ons ma ook beteken het en wat julle gedoen het vir hulle. Ons het ongelooflike baie waardering daarvoor. En aan Elna wat 'n baie goeie vriendin vir my ma was, vir ons ma was. Ek het soveel waardering daarvoor, baie dankie.
Dan wil ek ook dankie sê aan Prinsloo en Sandra. Dankie dat julle hulle huis altyd oopgestel het vir hulle en dat julle altyd net daar was vir hulle. Prinsloo, dankie vir al die hospitaalbesoeke wat jy saam met my daar was, saam met haar daar was, vir oom Bossie kom ondersteun het. Vir al die apteekbesoeke wat jy gedoen het. Ek het soveel, ons as gesin en familie het ongelooflike waardering daarvoor. Jy het geen idee wat dit vir ons beteken het nie. Veral vir my, as my ma bel en sê, hoor die morfine is amper op, dan weet ek kan op jou staat maak om te gaan en dit te gaan kry, dat ons dit hier kan uitkry. Baie, baie dankie daarvoor. Dan wil ek ook vir Martins begrafnisondernemers baie dankie sê vir die pragtige blomme en alles wat julle gedoen het, al die reëlings wat julle getref het. Ons het regtig baie verskriklike waardering vir wat julle gedoen het. Baie dankie daarvoor. Dan wil ek ook dankie sê vir Dr. Karen Eysel, vir die besoeke wat sy gemaak het aan ons ma, vir die ondersoeke wat sy gedoen het. Ons het regtig baie waardering daarvoor. Dan ook vir professor Bernitz van Steve Bika Hospitaal, vir dit wat hy vir ons ma beteken het, en die dienste wat hy gratis verskaf het aan haar. Ons het soveel waardering daarvoor ook. Dan wil ek dankie sê vir Jan en vir Corneille ook. Dankie Jan, dat jy al die reëlings op jou gevat het. En Corneille, dankie vir alles wat jy beteken het. Jy was meer soos 'n suster gewees het. Alles wat jy gedoen het, die kamer wat ons opgepak het, al die kos wat ons gemaak het. Baie dankie daarvoor. Ons het baie waardering daarvoor. En ek dink dit is dit. Baie dankie. Gisteravond 'n bietjie bedanking groot gedruk, want ons ou heilende bril werk nie lekker. Maar sê, as jy jou dagjob los, wat politiek op. Ja, ek wil vir Karen, Annelie, Johan, my familie, dankie sê, julle is regtig staatmakers. Ons het 'n sêding gehad in die weermag, as iemand regtig sy sout werd is en sy gewig werd is om te sê, hy is loopgeraad materiaal. Ek sal saam met hulle loop. Dankie. En dankie vir almal wat hier was. As iemand oorgeslaan het, is nie, ons vergeet het, dat het regtig nie verkeerd so. En dankie vir julle moeite, ons waardeer dit reg. Reis veilig terug, en die boodskap van vandag moet ons uitdra, en ons nie mekaar hierso ontmoet nie. Ons moet die verskille bylê, dit wat in ons lewens nie reg is nie, gaan uitsorteer. Dis te kort. En is kosbaar om mense te sien wat omgee en wat moeite doen om dit te kom bymaak. Dis te laat hierso. Maak die dinge reg voordat ons hierso is. Reis veilig. Voordat ons na boodskappe gaan luister, 'n paar boodskappe wat ons gestuur is, gaan luister op die speaker. Is daar dalk iemand wat dalk 'n hulp bly of ietsie wil gesê het? Ek weet dit is altyd moeilik om so op die ingewing van die oomblik. Ek weet nie, dan kan ons maar na die boodskappe luister. Gaan jy blaas speel vanavond? Hallo Jan, dis Leon van hier op die show. Ek wil julle baie sterkte toewens met die roudiens van Annette vandag. Annette met wie ek toevallig een van die skaarste vanne in die land deel. En wat ek vooral van Annette sal onthou is, as ek nou stories skryf of daar's hier en daar 'n boek met 'n warm deel in, sy altyd so ligte, spottende kommentaar daarop gelewer het, en sy sou af en toe vir my laat weet het wat sy dink van wat ek gedoen het, maar ek het soms die indruk gekry, sy weet meer van wat ek doen, skryf en praat as ek self. En sy was 'n dierbare mens, want hy ook as 'n kind gewees, want ons van Nierops was nie eintlik 'n baie familievaste gesin nie, almal van ons. Ek praat van die broers ook, en ek onthou altyd vir Annette het uitgestaan,
tussen die families. So ek wil net vir julle sê, baie sterkte vir vandag se roudiens en ek dink aan almal van julle. Johan en julle families, as ook Bossie, van my kant af wil ek sê dat ek so jammer is oor die verlies van jou vrou, julle ma, en vir my man Pieter en swaar Andrei oor die verlies van julle sussie. Jesus beloof in Johannes, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Jesus het sy disippels met die beloftes getroos voor sy kruisiging en vandag troos hy julle met dieselfde belofte van sy Heilige Gees wat vir altyd by ons sal wees. Dit is my gebed vir julle, dat hy langs julle sal loop, julle sal troos vandag en al die dae wat kom. Ons weet die lewe is nie altyd maklik nie. En soos julle eerstehands ervaar het, gaan dit soms met groot lyding gepaard. Soos wat met Annette die geval was die laaste paar maande. Maar ook hier is daar 'n belofte dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Mag hierdie twee beloftes julle troos in hierdie tyd. Mag julle ervaar dat sy genade vir julle elke dag genoeg is. Die lewe is kort, lewe elke dag voluit en maak tyd om die sonsondergang regtig raak te sien, of iets te geniet waarvan jy regtig hou. Maak tyd vir mekaar en verdra mekaar. Ons het maar elkeen ons streke, maar dit wat ons saambind is baie meer as ons verskille. Familie is kosbaar. En om mee af te sluit, Annette, vir jou tot ons weer sien, Hambagashli. Sussie, dit was altyd die hoogtepunt in my lewe om by julle te gaan kuier. En van my beste herinneringe as 'n kind was met jou en jou familie gewees. Ek was baie jammer om te hoor dat jy in pyn was en ek is bly dat jy nou by die Here is en by ma is. Ek is seker sy dinge al uitgesort vir jou daar en julle kan lekker kuier en tee drink. En vir julle weeskindertjies wat agterbly, sterkte daar en weet sy was 'n goeie mens en sy is in 'n beter plek. Ek is trots om julle familie te noem en ons mekaar later in die jaar sien. Groete van Engeland en ja, sterkte daar vir julle. Lekker bly. Bye. Familie, vriende, ons kom nou aan die einde. Ek gaan nou die formulier van die afsterwe van 'n geliefde aan die voorlees. En dan gaan ons kans gee vir 'n laaste eerbetoon en afskeid. Ek sal ons net na die formulier dan vir die dan ook sê hoe ons dit dan gaan hanteer. Ons hemelse Vader het dit so beskik dat Annette Prinsloo deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel 'n geliefde se dood 'n groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smarte verlig, ons met sy liefde en krag sal bystaan en op die pad vorentoe met ons is. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur die opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die weergebore mens dan ook uitroep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Staan in 1 Korintiërs 15 vers 54 en 55. So wag ons dan op die dag, wanneer die wat in die grafte is, die stem van die Seun van God sal hoor, en sal opstaan, die wat in Christus gesterf het, tot opstanding van die lewe, en die ongeredde verlore mens, tot opstanding van die veroordeling. Johannes 5 vers 28 en 29. Ons treur wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal die wat in die lewe oorbly saam met hulle
in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. 1 Tessalonisense 4 vers 13. Deur die dood roep God die verlore mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet leef nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgewek is. Daarom, geliefdes, terwyl ons hierdie verwagting koester, laat ons ons beywer om vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Daarom sê ons saam met Paulus in Romeine 14 vers 8, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Gewoonlik wanneer ons daar na die graf beweeg en ons staan voor 'n oop graf, dan word die kus daar op die bande gesit en daardie kus begin te sak binne in die graf in. En daardie realiteit aanskou ons en daar kom 'n afskeid. Daardie persoon is weg. En baie keer mis ons dit wanneer ons dalk by so 'n diens is, om daardie realiteit dan ook te kan sien. En ons wil baie graag die realiteit daarvan ook dan skep, terwyl ons dan 'n laaste eerbetoon ook gaan bring. Jy gaan kom afskeid neem, hier by die tafel. Daar is blare wat jy daar kan strooi by die kussie, en kom groet. En wanneer jy gegroet het, en jy is tevrede, dat jy afskeid geneem het, dan kan jy sommer dan uitbeweeg na die afslag toe. En ons gaan nou eers die nabye familie kans gee, heel eerste, om te kom, en so gaan ons almal kans gee om dan verby te kom, en dan te kom groet. Ek wil net 'n laaste gebed vir u doen, en dan gaan ons die geleentheid gee. Here Jesus, baie dankie dat ons ook dan so in die naam kan afsluit. Dankie vir al die mooi herinneringe en die woorde wat ons gehoor het. En nou Here, dat u ook daar die rustigheid bring, hier waar nou afskeid geneem gaan word, die laaste eerbetoon. En dat ons sal besef, maar ons moet verder lewe, totdat ons dag kom. En dan kan ons niks meer verder doen in hierdie lewe nie. En ons vra Here, dat u elkeen so sal seën. Geliefdes, genade vir u en vrede van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wat bly met u elkeen. Amen. Ons sal geleentheid gee, die naaste familie kan dan voorkom. Vader,